Goeiedag. Dankie dat jy saam met ons hierdie pad en verdieping geloop het rondom die onderwerp selfbeskadiging. Ek wil jou graag herinner dat daar 'n kort opsommende materiaal beskikbaar is op die kerk se Linktree. Vandag gaan ons video afsluit net met 'n paar interessante vrae. Vrae wat jy dalk ook het. Maar voor ek by die vrae uitkom, Ronel, ek wil jou eers iets interessants vertel. So met al hierdie navorsing en werk wat ons doen, lees ek 'n interessante artikel raak rondom selfbeskadiging. En ons is geneig om te dink dat selfbeskadiging hierdie groot goed is. Ek dink jy het dit ook genoem. Ja. Sny, brandwonde, dwelms, misbruik van seksuele gedrag. Maar hierdie artikel was nou vir my regtig interessant. Want hierdie artikel verwys na selfbeskadiging as die manier waarop ons met onsself omgaan. Soos byvoorbeeld, hoe jy van jouself dink, wat jy daagliks van jouself sê. En natuurlik as jy vir jouself sê, ek is nie goed genoeg nie, of ek is nie waardig nie, of ek pas nie in nie, gaan jou onderbewuste brein natuurlik direk in aksie ingaan. Ons weet dat die Bybel ook sê wat in jou hart aangaan, bepaal jou hele lewe. En dis dieselfde met gedagtes. Gedagtes het 'n uitvoering wat ons liggame gaan doen. Interessant genoeg dat hierdie artikel ook verwys na die manier van ons lewenstyle. As ons 'n ongesonde lewenstyl het, gaan jy moontlik ergens jouself in 'n mediese noodgeval kry. Byvoorbeeld ooreet, minder eet, verkeerd eet. 'n Onaktiewe leefstyl is 'n manier van selfbeskadiging. Interessant verwys hierdie artikel ook na dat mense ontvlugting vind in sosiale media. Dat hulle daai tydperk, daai 15 minute of so wat hulle scroll op Facebook 'n mate van ontvlugting is, as ook die feit dat hulle dalk 3 of 4 ure tyd spandeer om 'n Netflix program te kyk, te binge, soos ons dit ken. En maar dan hou dit gevaar in vir jou produktiwiteit, jou tyd en die mense wat saam met jou leef. En dan, interessant laaste, praat hierdie artikel ook van mense wat dan op impuls inkopies doen. Fisies in jou kar ry en iets gaan koop, of in winkels tyd spandeer, goed wat jy dalk nie eers nodig het nie, wat jy dalk in 'n finansiële krisis kan dompel. Ook die COVID tyd het ons geleer om aanlyn inkopies te doen. En dit kan ook 'n selfbeskadigende gedrag wees, veral as mense die wit olifante koop, wat ons natuurlik dan nie gebruik nie. Ronald, daar's 'n vraag op almal se lippe. Daar's dalk 'n onderwyser op buite, 'n oupa, 'n ouma, 'n mamma, 'n vriendin. Wat doen so 'n persoon indien hulle weet iemand is besig om hulle self te beskadig? Ek dink die grootste ding vir my is, het jy dit per ongeluk raak gesien? Of het daai persoon vir jou gesê? As jy dit per ongeluk raak gesien het, wil jy dit van die bergtoppe af basyn. Jy skrik vir jou dood, dit lyk erg. Dit lyk vreeslik as jy dit vir die eerste keer raak sien. Ek wil vir jou sê, moenie geraas maak nie. Selfbeskadiging is persoonlik. Daai persoon steek dit weg vir 'n rede. As jy dit per ongeluk raak gesien het, praat met daai persoon eenkant, vra saggies. As hulle nie wil hulp hê op daai stadium nie, kan jy dit nie forceer nie. Dit help nie, jy vertel die wêreld nie, want die wêreld gaan jou nie daar uithaal nie. As daai persoon reg is, gaan hulle vir jou sê, ek is reg vir hulp. En jy gaan nooit al die skade sien nie. Hulle sal dit altyd, maar altyd wegsteek. As daai persoon hulp wil hê, vra wat het hulle nodig.
Jy kan nie iemand net na 'n hospitaal toe vat nie, jy kan nie iemand net na 'n sielkundige toe vat nie. Partykeer het hulle net nodig om te praat. Partykeer het hulle net nodig om asem te skep. Wees hulle asem en wees hulle tyd. Maar maak seker dat jy hulle vra, wat het hulle nodig en wat sal hulle help? Dis baie wonderlike raad. Nou ek kan dink as mens dan impulsief optree en die persoon net na 'n sielkundige of 'n beraader toe vat, dat daai angs dalk en daai paniek erger frustrasie kan veroorsaak. Ja, daai persoon, soos wat ek laas keer gesê het, ek voel nam, daai persoon sal toemaak en nie saamwerk nie. Is daar enige spesifieke mediese toetse of diagnose wat kan gemaak word rondom 'n selfbesering? Geestestoestand, nee. Daar is nie 'n toets nie. Selfbeskadiging is nie noodwendig deel van 'n geestestoestand nie. Daar's dalk simptome van depressie wat mens kan diagnoseer. Daar's dalk simptome van 'n bipolêr wat mens kan diagnoseer. Maar meeste mense wat self beskadig, het nie 'n geestestoestand nie. Hulle gaan deur 'n baie slegte tydperk. Dis baie keer net 'n seisoen en is nie noodwendig gekoppel aan 'n geestestoestand nie. Dink jy selfbesering kan voorkom word? Nie regtig nie. As daar hulp is voor die tyd, miskien. Die eerste keer wat mens self beskadig, kan lei tot nog. En dit hang af van daai persoon, wanneer hulle hand opsteek. Dit hang af van daai persoon, in watter situasie hulle is, en vir hoe lank hulle in die situasie is. Maar daar is nie altyd tyd nie, omdat dit weggesteek word, en omdat dit so persoonlik is. Ja, en as ek terugdink na die lys van faktore, is baie van die selfbeseringsstrategieë nie noodwendig iets wat jy oor jouself bring nie, maar is gewoonlik uit 'n trauma, 'n verwerping of selfs net die omstandighede waarvoor jy nie gevra het nie. Ja. Dit maak vir my sin. Ja. Wanneer is dit regtig 'n mediese noodgeval? Wanneer moet iemand na 'n dokter toe gaan of na 'n hospitaal toe? As jy op 'n punt is waar dit buite beheer raak, as jy nie jouself kan help nie, as dit jou asemhaling beïnvloed, as daar bloeding is wat jy nie gestop kry nie, as daar fisies misvorming is, jy het jou hand gebreek teen 'n muur en nie net stikkend geslaan vandag nie, as daar verlies is aan beweging, groot goed waar jy nie jouself kan help nie, dan het jy mediese hulp nodig. Dankie vir al jou wonderlike raad. Is daar nog 'n paar goed wat jy met ons wil deel? Moenie te hard wees op jouself nie. En as jy aan die ander kant is, moenie te hard wees op daai persoon nie. Dit vat tyd. Dit vat geduld. En dit vat baie aandag gee aan die situasie. Dit vat vreeslik baie ontleding. As jy een keer dalk weer selfbeskadiging gedoen het en jy het regtig hard probeer, moenie te hard wees op jouself nie. Jy weet hoe om dit reg te kry. Begin net weer. Begin net weer van voor af. En erken hoekom het jy geval vir een keer, want is nie vir altyd nie. Daar is 'n kans om te stop. En dit vat tyd. En gewoonlik is dit wanneer jou situasie verander, wanneer dit makliker is om te stop. Maar jy moet ondersteuning ook kry. Praat met professionele mense. Daar's mense soos ons wat kan help. En dit is 'n proses. Wees geduldig. Baie dankie dat julle saam gekuier het en tyd uitgesit het om bietjie meer te leer rondom selfbeskadiging. Wie weet, dalk kan hierdie inligting jou help om iemand te identifiseer. Dalk is jy 'n onderwyser, 'n pastoor of besig om te leer in die veld van berading en mag hierdie inligting definitief deel vorm van jou raamwerk.
Ons sluit vandag se video af. En ek wil vir jou kom sê, indien jy meer inligting wil hê, kom in kontak met een van ons. Ek wil jou ook kom bemoedig dat God jou uniek en spesiaal geskaap het. Hy het 'n spesiale plan en doel vir jou lewe. Jy is nie alleen nie. Jy is nie die produk van jou omstandighede of jou verlede nie. Indien jy jouself in hierdie siklus van selfbeskadiging vind, kry onmiddellik hulp. Baie dankie.